Die graad 11's, ek hoop het gaan nog goed met julle. Ek hoop regtig ek is binnekort weer by julle. Ja, julle het gevra vir 'n videoetjie oor die ontleding en vertolking. So kom ons gaan gou so 'n bietjie deur. Goed, ek het hierdie op die groep al klaar vir julle gestuur. So ja, die hoofrede hoekom 'n mens ontleding en vertolking doen, the main reason why we do analysis and interpretation, is to find the blind spots. So you take your past and you actually compare it with your future or with your current state, actually, not with the future, but with your current state. And then you actually see if you improved. It's like when we as a person as well, we would like to be a better person than yesterday. So the whole time you check, are you a better person than last year in a business? Then also with inflation, so every year there's inflation in the world and in the country, and you want to do better. You don't want to do bad, or there's not a word like badder, maar jy wil nie slegter doen as verlede jaar nie. So jy wil elke jaar beter doen en veral beter as inflasie. En dan natuurlik is daar nou nog goed soos tegnologie wat verander en mense wat verbeter en beter produkte maak, ander kliënte wat uitbrei en so jy wil ook graag uitbrei en jy moet kyk of jou finansies dit kan toelaat. So dis min of meer hoekom ons ontleding en vertolking doen. OK. Nou ja, wie stel belang in hierdie syfers? Ja, so die mense wat belangstel is die bestuur, management, want hulle wil beplan vir die toekoms. En dan finansiële analiste, they also want to make management decisions. Dan is daar buitemense, so die is nou die binnemense gewees, die bestuur en die finansiële analiste, as daar is in jou besigheid, miskien is daar net 'n bestuur, en dan mense van buite af wat daarna kyk, dit was nogal in julle taak ook hierdie gewees, maar beleggers, mense wat dalk in jou besigheid wil belê of in jou idee wil belê, of iemand wat selfs net vir jou geld wil leen, hieronder long-term creditors, so iemand wat vir jou geld wil leen, jy het geld nodig om 'n nuwe masjien te koop of so, hulle gaan eers kyk hoe is jou situasie, en dan natuurlik sommer net jou krediteure ook, jy gaan nie by hulle op skuld kan koop as jy nie geld het nie, so your creditors is also very important. Ok, nou hoe kyk ons na ons sukses? Ek gaan baie vinnig hierdeur gaan. 4 maniere hoe jy na jou sukses van jou besigheid kan kyk, is deur 'n begroting, wat ons volgende kwartaal doen, dan hierdie wat ons nou doen, jou huidige situasie, teenoor jou vorige situasie, so die ontleding en vertolking, en dan gaan mens ook kyk na jou kompetisie, en 'n mens gaan ook sommer net jou ervaring ook sommer maar net gebruik, dit is ook nog 'n manier. As jy baie ervaring ons nou in iets het, dan kan jy ook jou sukses dalk toeskryf aan goeie sukses. Okay. Nou, met ontleding en vertolking is daar 5 belangrike, ek wil amper sê groepe van berekening wat mens kan doen. Die eerste een is winsgewendheid en effektiwiteit. Die tweede een is jou likwiditeit, derde een is jou solvabiliteit, vierde een is jou risiko en hefboom, en die laaste een is die opbrengs. Ok, ek sê dit nou nie in Engels nie, want dit staan sommer hier op die skyfie, en julle kan weer teruggaan na dit toe ook. Ok, so kom ons kyk na die verskillende groepe. Ja, so, die is al die winsgewendheid en effektiwiteit. Nou wil ek sommer, gaan gou hier toemaak, op die formuleblad vir julle wys. I want to show on the formula sheet that I gave you. Ek gaan nou sommer die Afrikaanse enetjie oopmaak, is nou die kleurvolle ene wat julle gekry het. Nou, hy gaan nie so kleurvol in jou eksamen ongelukkig wees nie, en die bewoording opskrifte gaan ook nie daar wees nie. Maar ja, so daai pers is aan die bokant. Hulle is almal jou winsgewendheid. Ok, so dit is die winsgewendheid. Kyk in julle handboek ook, daar is ook baie oulike goedjies daaroor. Right, so winsgewendheid. So ja, verkope. Dit is mos maar jou besigheid se bestaan. Jy verkoop. Dan trek mens jou koste van verkoop af, dan kry jy altyd jou bruto wins. Dan trek mens, dis nou die inkomste staat se vloei hierdie. Dan vat jy jou minus jou bedryfsuitgawes, dit gee vir jou bedryfswins, en dan minus rente, dit gee jou
netto wins op die ou ene. So wat is die goed wat mens kan doen? En hulle sê altyd so pragtig eintlik, gross profit on cost of sales. So dan is dit letterlik gross profit op die koste van verkope maal met 100% om 'n persentasie te kry. So hierdie formules, hulle was altyd my gunsteling. Ons het nie op skole 'n formuleblad gekry nie. We didn't receive a formula sheet. We needed to know all these formulas from our heart and our head. But these were my easy ones, because the word itself, die berekening op sy eie sê sommer wat jy ja, moet bereken. So bruto wins op verkope, en vat jy net die bruto wins op verkope. Goed, so dit is al jou winsgewendheid. Dan kry mens jou voorraad. By die voorraad is daar 2 formules, jy sal sien op die formuleblad, hulle is daar in, hulle is hier by die groen, hulle is deel van jou liquiditeit, so daar is hier aan die onderkant is hulle voorraadhoudingsperiode en voorraad omsetsnelheid. Stock holding period and stock return rate, I think in English. So yes, wat is maar net die verskil tussen die twee? So the inventory stock turnover rate measures how often your inventory on your rakke, op die rakke, is heeltemal uitverkoop. En dan moet jy weer nuwe koop. Stock holding period shows you the average time for how long will you have enough stock on your shelves. So die een sê vir jou, hoeveel keer verkoop jy uit in 'n jaar, en die ander een sê vir jou, hoe lank het jy genoeg voorraad voordat jy weer moet bestel. Ja, nou ja, pas op net met voorraad. Julle weet ook, as jy al by 'n winkel of 'n restaurant was, there's always the scenario of too much inventory or too little. Now, too much, it means that your cash is on your shelves. Want jy het daai produkte gekoop. You bought that stock, so you paid for it already. So you paid in cash, and now your your cash is just lying on the shelf, waiting for somebody to come buy it, so it turns into cash again. So dit is die nadeel van te veel, te min natuurlik. Ons hou nie van as daar 'n winkel is en ons wil nou graag 'n chocolate sterry stampie hê, en dan kom ons daar aan en dan is daar nie, dan gaan ons na 'n volgende winkel toe. En as dit so half heeltyd by 'n plek gebeur, dan verloor jy op die ou ende kliënte. Okay, so dis die voorraad. Debiteure teen krediteure, ek wys op die formuleblad. They are just above the stock, so there's the debtors and the creditors. Right, nou waaroor gaan dit? Die een is hoe lank min of meer, average, dis 'n average wat mens uitwerk, gemiddeld, hoe lank min of meer vat debiteure om jou te betaal. En die ander een, hoe lank vat jy om krediteure te betaal. Nou, wat ons graag wil hê, is dat ons debiteure binne 'n maand se tyd moet betaal. En ons wil weer so lank as moontlik vat om ons krediteure te betaal. Hoekom? Want ons wil vir so lank as moontlik kontant hê. Okay. Ja, want die kontant het jy weer nodig om jou water en elektrisiteit te betaal, om jou versekering te betaal, ensovoorts. Okay. Then, liquidity, the stress factors. Alright. So, jou current ratio, bedryfsverhouding in Afrikaans, and your asset test ratio, vuurproefverhouding. So, daar is 2 formules vir die vuurproefverhouding, dit hang maar af wat hulle vir jou gee. Jy moet jou inkomstestaat en jou balansstaat hier gebruik om die inligting te kry. So ja, dit hang af wat hulle jou gee. Hierdie een is 'n verhouding. Okay? Dis 'n verhouding. So die voriges was almal persentasies wat mens uitwerk. En hierdie is aantal dae wat mens uitwerk, maar hierdie is nou 'n verhouding. So, hoeveel bates, bedryfsbates teenoor bedryfslaste het jy? Dan is dit jou bedryfsverhouding. Now, we want it at least 2 to 1. Okay, jy wil ten minste 2 bates vir elke las hê. As jy een van jou bates verkoop om jou laste te betaal, dan sit jy dan nog met 1 bate. Okay? Maar nou, soos ek nou ook gesê het hier met die voorraad. As jy te veel voorraad het, dan sit dit op jou rak. Okay? So,
kom ons haal vir voorraad uit die prentjie uit en kyk dan. So met ander woorde eintlik kyk ons bankrekening en ons kyk ons debiteure wat hopelik binnekort gaan betaal. So you take your assets and hopefully your debtors that will your cash and your debtors that will hopefully soon come and pay and turn into cash. So if you take your cash, if you take now the inventory out, so if you take your cash compared to the liabilities, do you have enough cash to actually pay your creditors? Because remember the liabilities, die bedryfslaste is eintlik krediteure. So het jy genoeg geld om jou krediteure te betaal? Of moet jy eers van jou voorraad verkoop voordat jy jou krediteure sal kan betaal? So we want that one at least 1-to-1. Jy wil ten minste met jou geld wat jy het al jou laste kan betaal. Okay, then solvency, die solvency, hier is dit. Dis hier by die blou, heel amper onder. Okay, so daar is die solvency en daar is die skuld-ekwiteit verhouding. So hulle albei te doen met die hefboom en die risiko. Okay, alright, so solvency is about total liabilities to total assets. Nou net soos hierdie prentjie wys, mense wil eintlik hê dat jou bates meer moet wees as jou laste. Okay, so dit is maar eintlik die belangrikste hierso. Dan risiko en geradheid, so dit is nou die ander blauwetjie. Dis daai ander blauwetjie. So yeah, the thing about the risk and gearing is actually how dependent are you on your own money compared to somebody else's money. And if I say somebody else's money, the bank. Nou baie mense in hierdie wêreld het huise en het karre en hulle lyk so fantasties. Ek weet toe ek op skool was, ek sê nou op skool was, maar net uit universiteit uit was, toe het my vriendin hierdie nuwe kar waarmee sy ry en sy het 'n huis en alles, maar sy het amper nooit nuwe klere nie of regtig kos in haar huis nie. Hulle eet soos 2-minute noodles soos die hele tyd en so. En heeltyd het ek soos 'n failure gevoel, want ja, sy het al hierdie nice goed en ek het niks. Sy was al getroud en alles. Ek het niks gehad nie. But alles van haar was op skuld. She owed the bank money. Alles wat ek gehad het, was my eie. Ek het met geld van my eie gekoop. So, the risk and gearing is exactly that. How much are you operating on your own money and how much are you operating foreign money? Let's say money from the bank. Okay, nou as dit 0,5 of minder is teenoor 1, die laste, die lening teenoor jou eie geld, owner's equity. That's good. That's very good. Maar sodra jou laste, jou geld wat jy by die bank geleen het, groter word as jou eie geld, dan is daar risiko. Dit is presies waaroor hierdie gaan. Dan is daar risiko dat jy miskien, as jy dalk jou besigheid gaan verloor, if it doesn't work out and the business need to close, then you are going to lose everything. Alright. Volgende is die return on investment. Nou, hoekom begin mense besigheid? Ja, mense het 'n idee, you have an idea, and that's why you start a business. But you start a business to make money, right? Now there's other ways to make money as well. You can go and work for someone, that's your boss, or you can take money that you already have, because you are taking money you already have to start a business. So you can take that money you already have and just take it to the bank. And then you will get interest on it. So jy het 2 opsies in die lewe met jou eie geld. Jy kan of 'n besigheid begin, of in ander besighede belê, of jy kan dit na die bank toe vat. Nou, hoekom sal jy dan nou 'n besigheid wil begin? Want hopelik kry jy eintlik meer rente uit, as ek dit so kan stel, by 'n besigheid as by die bank. So that's exactly. So in a business, we need to calculate if this is still a good thing, if this is still a good business that actually gives you more return than a bank would. So you need to compare this figure always with a bank's figure. Alright, so as hulle sê, nou maar sê 10% by die bank, dan moet jy altyd hierdie, wat jy hier uitwerk,
vergelyk met die bank se 10%. Nou waar's dit? Ek wys net gou-gou. Hy is hierso by die pink. OK. Nou die een waarvan ek nou praat is die opbrengs op totale vennote. OK, so dis die een waarvan ek nou praat. Ek gaan nou oor die ander een iets sê. OK, so return on owner's equity. You take your net profit over the average owner's equity. So letterlik die helfte van begin van die jaar se eienaarsbelang plus einde van die jaar se eienaarsbelang. So net profit on the half of beginning capital of the year and end capital of the year. Okay, and then there, like I said, compare this rate with alternative investments. Nou, elke vennoot. Goed. Nou, een vennoot kan baie mooi met sy geld dalk werk. En 'n ander vennoot nie so mooi nie. Elkeen van ons, dink gou-gou, jy het dalk 'n broer of 'n suster. Daar's altyd 'n broer of 'n suster. There's always a brother or a sister that's better with money than the other one. Right. So, miskien is jou belegging beter as jou ander maatjie se. Hoekom? Want jy onttrek nie so baie nie. Yes, you get a salary, but you don't draw it as much. You keep it in the business to actually make your percentage bigger and better. Okay, nou wat mens nou hier gebruik, jy vat nou vennoot Piet. There's dalk 'n Piet en 'n Johan, but now you only take Piet. Dan vat jy Piet se salaris plus sy rente plus sy basis in die verdelingsrekening, die sekondêre verdeling en so, sy bonus, alles wat hy kry, everything that he earns, Piet. And then you take the half of his capital and current accounts, beginning and end balances. Okay, so dis nogal 'n lang formule wat daar aan die onderkant kom. Daar gaan basies 4 bedrae daar aan die onderkant wees en daar gaan 'n hele paar aan die bokant ook wees. Okay. Ja, goed. Dan op die ou ende, wat mens met hierdie ontleding en vertolking moet doen, is jy moet kommentaar lewer op die goed. So, heel eerste moet jy die feite daar sit. Jy moet sê, verlede jaar sin was 1,5% teenoor 1 en dit het nou verbeter na 2 tot 1 toe. Of dit kan andersom ook wees, dit het verswak of afgeneem. Right. Dan moet jy nou sê hoekom. Jy moet nou altyd sê hoekom. As mens nou hier byvoorbeeld met hierdie kyk, met die liquidity, dan kan dit dalk iets wees soos die voorraad. Die voorraad is dalk die issue. So, ja, jy moet altyd sê hoekom. En dan moet jy 'n conclusion maak. As jy dalk 'n voorbeeld kan maak, met voorraad is die voorbeeld altyd probeer om dit uit te verkoop op 'n sale. If you use a sale, that's always a good way to get rid of your stock. Alright. Ja, daar's ook maar net so 'n paar voorbeelde. Ek gaan nou nie eers deur dit gaan nie en hier is maar net weer 'n opsomming van alles. Okay, ek hoop my verduidelikings het nou gehelp. Kyk weer na julle aktiwiteite en dan in volgende, ja, in môre se video sal ek dalk sommer so 'n bietjie deur die aktiwiteite se memo met julle praat as dit okay is met julle. Okay, graad 11s, I hope you have a lovely day and hopefully I'll see you very soon.